Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou 'n pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof. Hartlike goeienaand, Pastor Swarts van TTW Bediening aan die kant van Atlantis. Weer eens, ja, wat 'n wonderlike voorreg om vanaand weer eens die woord saam met u te kan deel. Dat laat my so dink wat Moses in sy Psalm skryf, 90 vers 12. Hy sê, Here, help my dat ek my dae so sal tel dat ek 'n wyse hart mag bekom. En hoe kan ons 'n wyse hart bekom as ons nie die Here voor ons het en voor ons oë en voor ons op ons pad plaas nie? Want Dawid sê dat die woord van die Here is 'n lig vir my pad en dis 'n lamp vir my voete. Hoor net wat ter kragtige stelling maak hierdie twee profete. En wat vir my uitstaan is dat baie keer is daar van die profete wat geweldig in stryde gekom het, maar selfs Daniël, as ons gaan lees wat sê Daniël 11 vers 32, die volk wat hulle God ken staan vas en tree op. Ja, jy het my reg gehoor. Die volk wat hulle God ken staan vas en tree op. My liewe vriend, vanaand het ek 'n besonderse woord en 'n gedagte wat ek wil deel saam met u, vanaf die Ou Testament tot in die Nuwe Testament. Maar ek wil nie lees uit die Ou Testament tot in die Nuwe Testament nie. Ek wil vanaand die skrifgedeelte gaan uithaal in die boek van 1 Korintiërs, hoofstuk 1 vers 18. Paulus skryf aan die Korintiërs hierdie gedagte, waar hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Is daar iemand is vanaand wat luister en wat met my ingeskakel is? Kom ons bid saam, ons vra die seën van die Here op sy onfeilbare woord. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vanaand vir u baie dankie. Dankie vir die woord, Here, wat u aan ons gee, sodat u woord ons se navigator kan wees in die aarde. Hulle wat vanaand ingeskakel is, Here, ek sit hier, maar ek voel die behoefte van ons land, die mense in ons land. Ek bid, liewe Here, soveel mense is ingeskakel, maar soveel van hulle is ook so behoeftig. Ek bid vanaand, Vader, dat u hulle sal aanraak, dat u, Here, u grootheid aan hulle sal openbaar, dat hulle sal weet dat die Here praat met hulle, en die Here wil uitkomste gee. Here, raak hulle aan, maak hulle los, dat hulle vanaand sal gryp na die genade, soos nog nooit van tevore, in Jesus naam, amen. My liewe vriend, hier is 'n gedeelte wat Paulus skryf, waar hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Dit laat my dink, baie van ons wat natuurlik godsdiens beoefen, godsdiens praktiseer, ons almal het die idee dat die kruis 'n Nuwe Testamentiese simboliek is. Die kruis is nie 'n Nuwe Testamentiese simboliek nie. Die kruis maak sy verskyning uit die Ou Testament tot binne die Nuwe Testament. Nommer 1, wil ek dit onder die aandag bring, toe die Here die doodsengel stuur, terwyl die Israeliete 430 jaar in ballingskap weggevoer was, het die Here hulle met 'n hoër hand uitgelei, en die Here het hulle gebring tot in die woestyn. En toe hulle in die woestyn kom, het die Here aan Moses opdrag gegee, en vir Moses gesê, ek wil hê jy moet my die volk opverdeel in hulle se stamme, maar die
wie jy opverdeel, moet in 'n laer orde opverdeel word. En die laer orde, toe dit klaar opverdeel was dit letterlik in die vorm van 'n kruis. Ekskuus tog, in die 4 windrigtingstreke. En u moet tog verstaan, hulle het nie stil gestaan op een plek nie, maar hulle het getrek elke dag. En daar was ook die wat hulle vyande was, en wat hulle vyhandig gesind was, wat op die berg, wanneer op die bergtoppe gaan staan het, om hulle in die valleie waardeur hulle getrek het, te aanskou. En weet jy, dat die Here het aan Moses opdrag gegee, wanneer jy trek in die laer orde. Jy kan maar net vir u indink, wanneer hulle daar op daardie aardse oppervlak deur die woestyn trek, deur die vallei en die vyande van hulle wat daar bo in die berge staan, en hier afkyk in die vallei in, sien die vyande letterlik en figuurlik 'n bewegende kruis oor die aarde sweef. Weer eens die kruis in aksie. Het laat my dink, daar was 'n tyd gewees waar die Here met Moses praat. En die Here sê vir Moses, ek wil hê jy moet hierdie staf met jou neem en jy moet gaan na die huis van Farao. En het gesê, Here, u ken nie vir Farao nie. U weet nie wat soort geweldige man die man is nie. Maar die Here sê, ek gee jou 'n staf. En as jy met hierdie staf inbeweeg, moet jy weet dat ek sal my openbaar deur hierdie staf. En wat het die Here gedoen? Elke keer as Moses die staf voor 'n Farao gegooi het, was daar wonders en tekens. En van die uur dat die Here hulle uitgelei het in die boek van Exodus, gee die Here die staf aan Moses. Nou, u moet gou verstaan, die naam Exodus is 2 saamvattende Griekse woorde in 'n teologiese vorm. U moet gou luister na my. Die Exodus, wat eintlik beteken exit, wat praat van uitgang, en Houdus, wat praat van die weg. As jy hierdie 2 woorde saam neem, dan beteken dit eintlik the way out. So, in die boek Exodus, wat beteken the way out, het die Here die staf aan Moses toevertrou. Maar iets gebeur in die geskiedenis van Moses. Daar kom 'n tyd waar die volk na Moses toe kom en sê, Moses, ons is al dae sonder water. Gee die God wie jy se naam wat jy so aanbid en wie jy aanroep, dan nie om dat ons vergaan van ellende nie. En Moses het die aangesig van die Here gaan soek, en die Here het aan Moses gesê, spreek die rots aan. En so het Moses toe gedoen, maar Moses het nie die opdrag suksesvol uitgevoer nie. In plaas dat hy die rots aangespreek het, het hy sy staf geneem en op die rots geslaan. Maar dit was ook profeties, want God het dit toegelaat in sy grootheid, dat daar die staf die rots slaan. My liewe vriend, kom ons beweeg oor na die Nuwe Testament. Was dit nie, hoe wonderlik, hoe ironies, Jesus word genoem die rots van die eeu. Was dit nie Jesus wat op die kruis vasgenaal was nie? Want die kruis is 'n stuk hout wat eintlik die staf in die woestyn wat die Here in die hand van Moses geplaas het, was daar die kruis eintlik. En toe Christus op die rots vasgenaal, toe Christus op die kruis vasgenaal word, was dit eintlik die rots wat met die staf in verbintenis kom. Die Bybel sê Moses het die staf geneem en teen die rots geslaan, en daar het water uitgekom en hulle lewensdors geles. Ek wil vir u iets noem. Op die kruis, toe Jesus daar hang, het die soldaat gekom met 'n spies en in sy sy gesteek,
en die profetiese woord in Jesus se mond het waar geword aan die woord wat aan die vrou van Samaria gesê het. As jy soek van hierdie water, maar as jy by my kom drink, sal ek jou lewende water gee, wat uit jou binneste uitvloei. Was dit nie lewende water, wat uit die sy van Jesus uitgetap het nie? En weet jy wat? Daardie rots, wat ons noem van Christus, het word beskryf in die boek van Psalm 118, vers 22 tot 24, en in die boek van Matteus 21, vers 42, die hoeksteen wat die bouers verwerp het. Almal bou, maar jy kan nie sonder 'n hoeksteen nie. Ons kan sien hoe Christus onder sy eie mense verwerp was. En ons kan sien in die boek van Exodus 17:16, hoe die water uit die rots uitgekom het, maar ook het hulle die getuie, hoe die lewende water op die kruis uit die sy van Jesus uitgetap het. Die staf was God se oordeel, en die kruis was die oordeel van ons se vloeke. Ek wil iets baie kosbaar deel saam met u. Weet jy wat het gebeur in die tuin? In die tuin, nadat die Here vir Adam en Eva vervloek het die volgende gebeur. Het die Here aan Adam gesê, Adam, nou dat julle gesondig het en oortree het, waar julle voet in hierdie aarde sal neersit, sal die hele land vol dissels en dorings wees. Weet jy my vriend, terwyl Jesus hang op die kruis, het daar die Romeine en die Jode gedink, dat hulle doen God 'n groot guns, om vir hom 'n doringkroon te vleg en op sy hoof te sit. Was dit nie in die boek van Genesis, dat God hulle vervloek het, toe maak die dorings en die dissels hulle verskyning in die aarde nie. So die dissel en die dorings was eintlik die teken van die vloek wat hulle in die aarde gebring het. En omdat hulle hierdie vloek in die aarde gebring het, was hulle die oorsaak van die toekoms waardeur die menslike reis moet gaan, om altyd deur te sukkel, gebukkend te gaan onder die krag van die vloek. Maar toe Jesus kom, het God toegelaat dat die dwaasheid die Jode verkleef om haar die doringkroon te vleg op sy hoof, want daardie dorings moes ook kruis toe gaan, want op die kruis het Christus die vloek wat uit Genesis uitkom tot binne die Nuwe Testament, het Christus dit vir eens en vir altyd geslag en dit tot niet verklaar. Hoe kragtig was die kruisdood nie? En my vriend, ek wil afsluit. As jy kyk na 'n kruis bestaan uit 'n horisontale lyn en uit 'n vertikale lyn. Wanneer jy die twee balke uitmekaar uithaal. As jy kyk na 'n vertikale lyn en hy staan alleen, dan lyk hy soos 'n nommer 1. As jy kyk na die horisontale lyn en hy staan op sy eie, dan lyk dit soos 'n minusteken. Dit laat my dink aan ek en u, my vriend. Ons lewe was 'n groot minus. En as u vanaand sit voor hierdie kassie en u die Here nog nie 'n kans gegee nie, jou lewe is nog steeds 'n minusteken. Maar weet jy, wanneer jy Christus in jou lewe inlaat, dis die tyd waar die nommer 1 van hierdie wêreld, wie Jesus is, jou minusteken deurkruis en hy verander jou minusteken met hom in jou lewe in 'n positiewe teken. 'n Positiewe teken is 'n plus teken. Die kruis simboliek en simboliseer 'n plus. En wanneer ons Christus in ons lewe aanneem, dan verander ons lewe van 'n minus tot 'n plus. Kom ons kyk. Mense wat hartseer is, as hulle Christus in hulle lewe aanneem, verander hy hulle pyn in blydskap. Mense wat arm is, word ryk. Mense wat negatief is, raak positief. Mense wat siek is, raak gesond. Mense wat gebind is, word verlos.
Alles begin te net 'n plus raak in jou lewe. En vanaand, terwyl jy sit vanaand in jou probleem, terwyl jy sit in jou pyn, dit maak nie saak wat die familie sê nie, dit maak saak 'n keuse wat jy vanaand gaan maak. As jy vanaand jou hart vir die Here gee, dan gaan God vanaand jou minusteken gaan hy deurkruis en hy gaan jou negatiewe lewe in 'n positiewe lewe verander. Is jy vanaand gereed, my vriend? Mevrou, u wat by is 'n jong meisie. Jy staan er 8 uit die skool uit, weens as gevolg van die negatiewe huishouding en opbrengs waarin jy jouself bevind het. Ek wil jou sê, dis nie te laat nie. As jy vanaand vir Jesus 'n kans gee, sal jou lewe nooit ooit weer dieselfde wees nie. Want jou uur het aangebreek, dat die Here vanaand jou negatiewe lewe in 'n positiewe lewe wil verander. En vanaand wil ek kom stil staan. Gaan ons nog vanaand altyd sê, dat die kruis is 'n Nuwe Testamentiese simboliese gebeurtenis, of is die kruis 'n Ou Testamenties? Kom hy al uit die Ou Testament uit? Ja, hy maak al sy verskyning in die Ou Testament, en hy werk om deur die generasies, want was die kruis nie teenswoordig nie, sou daar geen generasie meer oorgewees het nie. Maar die kruis in ons teenswoordigheid het baie dinge vir ons verander. Die Bybel sê dat selfs die kruis het Moses saam met hom gevat tot in die teenswoordigheid van die grootste koning. Hy het twee towenaars gaan kry om vir Moses te intimideer, maar dit was daardie einste stuk hout wat in die slang verander het en wat daardie towenaars se slange ingesluk het. Dit gee vir ons 'n boodskap. Die bose gaan ons nie spaar nie, maar ons kan nie in die oorlog gaan sonder die teken van die kruis nie. Ons het Christus nodig. Vandag is die kruis die symbool dat Christus het vir ons gesterf. Hy het die prys betaal. En vanaand wil ek hier vanaand die dringende uitnodiging gee. Wil jy nie deel word van sy verlossingsplan nie? Wil jy nie deel word van sy verlossingsraamwerk waar hy vanaand vir jou kan kom uithaal en jou waarlik vrymaak? Die Bybel sê, as die Seun van God jou vrygemaak het, dan is jy waarlik vry. My liewe vriend, ek wil draai. Waar jy sit, waar jy staan, wat mense ook al mag sê van jou, wil ek vanaand vir jou beloof, dit is nie verby nie. Wil jy nie vanaand jou hart oopmaak en Christus 'n kans gee in jou lewe nie? Ek wil jou beloof, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. As jy die Here 'n kans gee, sal daar radikale veranderinge in jou lewe wees en dit sal uitbuitend toe manifesteer. Jou vriende, families, almal sal vra, wat doen jy en wat het jy gemaak dat jy soveel groot sukses in 'n korte tyd behaal het? Onthou, as Christus in jou lewe kom, dan vind daar restaurasie plaas. En weet jy wat beteken restaurasie in die Ou Testament? Wanneer iemand of 'n dief van iemand gesteel het en hulle bevang daardie dief, dan moet daardie dief daardie persoon en wie die skade gedoen het, hy moet hom 7 maal vergoed. Byvoorbeeld, as hy 'n skaap gesteel het en hulle vind hom uit, dan moet hy 7 skape replace in die plek van 1. Nou dat jy Christus aanneem, alles wat die bose van jou gesteel het, sal Jesus opdrag gee aan die ooste, die noorde, die suide en die weste, dat hulle moet gee, sodat jy die restaurasiekrag van God sal geniet en benut. En dit is wat die vraag by jou vyande, by jou vriende laat. Wat het jy gedoen om sukses te behaal? Jesus het ons sukses na ons toe gebring. As jy vanaand gereed is, mama, as jy vanaand gereed is, papa, en jy wil vanaand sê, pastoor, bid vir my. Ek wil dit ervaar. Ek soek restaurasie, my huis val uit mekaar uit. My familie is opgebreek.
Ek kan nie meer, ek slaap elke aand met trane in my oë. Somstyds slaap ons sonder voedsel, daar is nie kos in my huis nie. Hier is 'n geleentheid vanaand om die Here op die proef te stel, om jou hart vir hom te gee en om hom in jou lewe aan te neem as jou saligmaker. En die res, ek beloof u, ek gee my woord op hierdie woord. Dit werk. Jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. As jy gereed is vanaand, maak jou oë toe saam met my. Dan bid jy saam met my en ons vertrou die Here vir die mooi werk. Bid saam met my. Bid agter my aan. Vader, ek kom vanaand as 'n welverdiende sondaar. Ek bely vanaand, liewe Here, my sonde, my ongeregtigheid. Ek vra vanaand dat u my naam sal opskryf in die boek van die lewe. Ek bely ook, Here, dat ek die naam sal bely voor my vriende, voor my familie, voor die hele wêreld, dat ek u kind is, liewe Here. En nou vra ek u vir die laaste, neem my swak kant, Here, plaas dit in die sterk kant, en lei my deur die soete Heilige Gees, van hoër hoogtes en tot groot oorwinnings, in Jesus naam, amen. My vriend, Pastor Swarts van TTW Bedieninge, ek weet dat die Here het vanaand 'n werk in jou lewe gedoen, u wat hom aangeneem het, u wat hierdie gebed gebid het agter my, jou lewe sal nooit weer dieselfde wees nie. Van my kant af, Pastor Swarts, ek groet u, tot volgende week, totsiens. Weet jy nie dat die Here is besig om in dieselfde krisis met jou op pad te stap, om jou geloof te bou en jou verhouding af te rond, om jou dieper insig te gee wie en wat die Here is. Maar as jy ander kant deur is, dan lig die Here die juk en hy laat jou vrykom. When you are prayerless, you are defenseless. En ek wil jy moet dit bewus raak dat wanneer jy iets release in die atmosfeer, dit moet ontplof.